Goeiedag en welkom hier by Inspireer. Dit is lekker om hierdie week saam met jou te kan afskop. Dankie dat jy saam kyk en kuier en natuurlik soos altyd dankie vir jou likes en jou shares en dat jy met ons connect hier op Facebook of YouTube of waar ook al jy kyk en dat jy daai like en klokkie en subscribe vir ons druk. En dan natuurlik soos altyd as jy gebed nodig het, as jy net bietjie wil uitreik na ons toe, jy is meer as welkom. Ons is nie 'n geziglose gemeente nie. So ons wil graag met jou connect. As jy enigiets vir ons wil sê of versoek het, stuur vir ons 'n boodskap en ons kommunikeer met jou daar. So ek's excited hierdie week gesels ons oor die tema wees anders soos Jesus. Hoe kan ek en jy anders wees, anders lyk, anders optree as die wêreld? En net om hierdie week af te skop en in te gaan, as ek en jy dink aan Jesus, dan was al baie dinge wat hy gedoen het wat hom anders gemaak het. Ek wil amper sê die mense wat hy om uitgehang het gedink hy is weird. Selfs die disciples, sy eie mense, wat tyd saam met hom spandeer het partykeer gedink, hoor hier's nou weird goed wat aan die gang is. Mense het hom nie verstaan nie en sommige van hulle was bang vir hom, ander was weer kwaad vir hom gewees omdat hy so buite die boks was. Die vraag is, hoe kan ek en jy ons lewens instel om op daai plek te kom dat ons soos Jesus anders leef, dat ons anders lyk, dat ons anders optree, natuurlik in 'n goeie manier en in 'n reine manier. So, ons duik in daar by Romeine 12 vers 2, bekende vers. Hy sê, moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle hele lewe, elke dag, aan hom moet oorgee. So as jy laat Christus julle manier van dink verander. En ek wil vir jou sê, dit is waar ek en jy anders word. Dit is die oorsprong, ek wil sê die fontein of die begin daarvan, is ek en jy wat ons gedagtes regkry. Elke aksie wat ons doen, elke beweging wat ons doen, elke ding wat ons sê, ontstaan as 'n gedagte. So wanneer ek en jy ons gedagtes kan vernuwe, dit na Christus toe rig, dan verander dit ons gedrag, dan maak dit dat ons anders lyk. So voordat ons daar kan kom, moet ons eers anders dink. En daar wil ek vir jou sê, fokus op Christus. Die Here sê, bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. So ek wil vir jou sê, spandeer minder tyd in tydskrifte en in die nuus en op jou foon, spandeer meer tyd by Christus. Laat hy jou gedagtes vernuwe. Moenie die nuus lees en begin jou oggend om sleg te voel oor die land en die toestand van dit en Israel en Eskom en die en daai. Maar begin jou dag met Christus, 'n hoopvolle toekoms is wat hy vir my en vir jou gee. En dit is hoe ek en jy gaan anders wees. So kom ek en jy verander die manier hoe ons dink. Ons raak ingestel op Christus en ons onderwerp ons gedagtes in hom en sê, is hierdie gedagtes wat die Here verheerlik. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag kan getuig dat ons anders wil wees soos U. Here, dit is ons gebed, Here, dat U deur U Gees kom in ons rig, ons stig en ons so lei, Here, dat ons anders sal optree. Kom vernuwe ons gedagtes vandag, Here. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons tyd spandeer. Dit is altyd lekker om U te sien. Ek sien jou môre, selfde plek, selfde tyd. Tot dan. Totsiens.